Goeiemorgen liefdes, ek groet in die lieflike naam van Jesus. Nou in Mattheus 3 vers 2 lees ons waar Johannes praat en hy sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Maar eintlik is die boodskap, die prediking van die koninkryk, was die boodskap wat Jesus gepreek het. Maar ek is nie verbaas nie, want Johannes die doper is die voorloper, hy moes die pad van die Messias gelyk kom maak, en daarom is ek nie verbaas dat hy dieselfde boodskap gepreek het oor die koninkryk nie, en wel dat jy jou moet bekeer. In vers 11 van die 3de hoofstuk in Mattheus maak Johannes dan die volgende verklaring, en hy sê, ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom, en dis nou Jesus van wie hy praat, is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. En dan, kort daarna, dan doop hy vir Jesus direct, hy was aanvanklik teensinnig, en dan doop hy Jesus, en dan sien ons direct nadat Jesus gedoop is, dat hy, ek lees graag vir u daar in Mattheus 4 vers 1, sien ons dat Jesus is Jesus deur die Gees weggeleid die woestyn in, om versoek te word deur die duiwel. Nou, so Jesus is gedoop, dan is hy deur die Gees weggeleid in die woestyn in, so daar sal hy versoek word deur die Satan. En dan spring ek oor 'n paar verse, ek wil die eerste en tweede versoeking uitsny. Die derde versoeking wil ek gou aan die voorhou, en dan kom ons by vers Mattheus 4:8 wat sê, weer neem die duiwel hom saam na 'n baie hoë berg, en wys hom al die koninkryke van die wêreld, en hulle heerlikheid. So hier vat die Satan vir Jesus op 'n baie hoë berg, en hy wys hom al die koninkryke van die wêreld, so dis meervoud, daar's baie koninkryke, en hy wys hulle ook die heerlikheid daarvan aan Jesus. En Jesus sê dan vir hom, al hierdie dinge sal, en hy sê dan vir Jesus, al hierdie dinge sal ek aan u gee, as u neerval en my aanbid. Nou ons weet dat Jesus vir hom gesê het, gaan weg, want jy moet die Here jou God alleen aanbid. Maar wat vir my hier uitstaan is dit vir my so ironies, dat die Satan kom en hy bied vir Jesus die koninkryke van die wêreld aan, terwyl Jesus se sending was, om die koninkryk van God te kom preek, en vir ons die koninkryk van God aan te bied. Ons moet ons bekeer, en dan kan ons by die koninkryk van God ingaan. Maar Jesus se prediking was oor die koninkryk van God. So teenstrydig met dit wat hy kom doen het, kom Satan teenstrydig daarmee, en hy bied hom die koninkryke van die wêreld aan. Is dit nie ironies nie? Geliefdes, ons sit vandag nog met dieselfde keuse. Ons kan of inkoop in die koninkryke van Satan, van die wêreld, of ons kan inkoop in die koninkryk van God. My aanbeveling en raad is, by verreweg die beste, gaan in die koninkryk van God. Dis die beste, kies Jesus. Kom ons bid saam. Here, baie, baie dankie, dat u nie geval het voor daai versoeking nie, maar dat u geweet het wat u sending is, u het geweet wie u is, en wie het u gestuur, en u het ook geweet wat die boodskap is, die boodskap van die koninkryk wat gevestig moes word op aarde. Dankie daarvoor, Here, ons eer u. Amen.